Goeiemôre geliefdes, welkom by vanoggend se diens. Mag die Here wat ons bevry het om net sy kinders te kan wees, mag hierdie Here ons aanraak deur sy woord vanoggend. In Johannes 3 vers 16 lees ons, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Geliefdes, genade en vrede vir u, van God ons Vader, van Jesus die Here, en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing vanoggend as ons lofsang, gesang 334, en ons sing van ons God, wat liefde is. Gesang 334. Asem, lewe. Lyk my, dis die groot wapen van hierdie virus. Hy wurg die lewe uit jou uit. Hy vat jou asem. Jy op iemand gestaan wat besig is om te sterf. Dis groot, hoor. Dis asof jy om die lewe vat. Die vraag wat ek vanoggend vir jou wil vra, is jy 'n leweskepper? Bring jy lewe by mense? Of dra jy by dat hulle doodgewurg word? Dat die lewe uit hulle uitgewurg word? Nee, ek weet ons is nie God nie. Dis net hy wat kan skep. Maar in die lewe wat God my en jou gegee het, hierdie lewe van elke dag, gee ek lewe vir mense, of neem ek lewe by mense? Terwyl ons oor God praat, hoekom dink jy het God geskep? God skep lewe, want dis wat liefde doen. Liefde skep lewe. Daar in Genesis skep God omdat sy liefde hom dwing om te skep. En hy skep vir my en hy skep vir jou om voort te gaan, om lewe te skep.
om met liefde en met omgee, met aanraking, lewe na vore te bring, lewe te skep. Het iemand al iets vir jou gesê of iets vir jou gedoen wat jy sommer net opgetel het? Jy skielik anders laat kyk net na die lewe. Iemand het dalk iets vir jou gesê soos jy spesiaal hoor. Of hier is iets vir jou. Ek dink aan jou. Ek sal dit nooit vergeet nie. Soos gister, alhoewel dit baie lank terug was. Toe een van die tannies daar in Hersakker vir my 'n briefie geskryf het. En vir my te sê, dankie vir dit wat ek vir haar beteken het. Daai brief het soveel vir my beteken. Jy het gesien by Jesus. Hy raak aan mense. Hy bring lewe. As daar iemand op die grond, hy stikkend. En Jesus genees hom. Maar hy genees nie net nie. Hy genees nie net die blinde of die verlamde of die melaatse nie. Nee, hy gee vir daai persoon nuwe lewe. So is jy 'n skepper van nuwe lewe. Doen jy dit? Doen jy die lewe ding of doen jy die doodsding? Want dis waarvoor God jou kom bevry het. God het jou kom bevry. Juis om lewe te kan skep. So en as ek na myself kyk, dan wens ek so. Yes, ek wens so, ek kan elke oomblik 'n lewe skepper wees. En soms kry ek dit reg. Maar baie keer is ek eerder 'n draer van dood. Want ek spoeg woede. En ek is gewapen om myself te verdedig. En hierdie tong van my is vlijmskerp. Om stukken te sny, om wonde te veroorsaak. En hierdie ore van my hoor, maar hulle hoor nie die seer van die ander om my nie. As ek na my lewe kyk, los ek baie meer spore van dood as spore van die lewe. Ons probleem is, ons hou daarvan om slawe te wees. Kom ons hoor wat sê Paulus vir ons in Galasiërs 5. En ons gaan saam daarvan lees vers 13 tot en met vers 26. Galasiërs 5. Liewe broers en susters, julle is geroep om in vryheid te leef. Moet net nie die vryheid misbruik om sondige begeertes te bevredig nie, maar gebruik dit om mekaar met liefde te dien. Die hele wet is saamgevat in een opdrag. Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Maar julle byt en verskeur mekaar. Pas op dat julle mekaar nie heeltemal verslind nie. Ek sê, laat julle leefstyl eerder deur die Gees bepaal word. Dan sal julle glad nie aan die begeertes van julle sondige geaardheid toegee nie. 'n Mens se sondige geaardheid wil dinge doen wat teen die Gees is. En die Gees wil dinge doen wat teen jou sondige geaardheid is, want hulle is mekaar se vyande. Julle kan dus nie sommer maar net alles doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die Gees gelei word, is die wet nie meer julle baas nie. Die dinge wat ons sondige geaardheid ons laat doen, is bekend. Seksuele sondes, vuil gedagtes, losbandigheid, afgoderry, toewerkuns, vyandigheid, rusie, jaloesie, woede, selfsugtige ambisie,
verdeeldheid, partyskappe, afguns, dronkenskap, wille partytjies en al sulke dinge. Ek herhaal my vroeëre waarskuwing oor hierdie dinge. Wie sulke dinge doen, sal nie as erfgenaam deel hê aan God se koningsheerskappy nie. Maar as die Gees ons lewe beheer, is die gevolg liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie 'n wet nie. Christene is mense wat die hartstogte en die begeertes van hulle sondige geaardheid gekruisig het. Ons lewe deur die Gees. Daarom moet die Gees ook ons leefstyl bepaal. Ons moet nie te veel van onsself dink, mekaar irriteer of op mekaar jaloers wees nie. Partykeer gaan dit so goed. 'n Mens is op so 'n goeie plek. Jy maak Lazarus wakker. Jy bring lewe. Jy maak 'n verskil. En dan môre, oormôre, dan kruip daar goed in jou lewe in, en skielik is jy nie meer op so 'n goeie plek nie. Ag, partykeer begin die mense dag so goed, en dan snap jy en dan is jy sommer knorrig die hele dag. Dan is sommer alles verkeerd. Dan spreek jy net dood. Die gemeente daar in Galasië het dit ook nie goed gegaan. Tot op 'n dag. Toe is daar moeilikheid in hierdie gemeente. 'n Klompie Joodse Christene, met ander woorde, dis Christene wat eers Jode was, het vir die heidense Christene, met ander woorde wat eers heidene was, kom sê, nee, jy moet julle self besny. O ja, en die wet is belangrik hoor, julle moet hou by die wet. En nou is daar moeilikheid in die gemeente. So erg dat Paulus vir hulle sê, moenie mekaar verskeer nie. Julle gaan soos 'n klomp honderde kere wat mekaar uit mekaar gaan skeer. Julle is nou draers van die dood. Maar Paulus weet, hierdie ouens van die Joodse afkoms, hulle verstaan wat dit beteken om vry te wees. Ek meen, hulle het selfs 'n fees waarmee hulle vryheid vier, die Pasga, waarmee hulle vier dat God hulle uit Egipte uitgered het. Die Paasfees, die Pasga verklaar, hulle is God se vry mense. Die moeilikheid is net, jy kan die Israeliete uit Egipte uithaal, maar jy kan nie Egipte uit die Israeliete uithaal nie. Gaan lees maar julle Bybels. Wat gebeur aan die ander kant die Rooi See? Ag man, hulle wil net die hele tyd terug Egipte toe, terug in slawerny in. Vryheid is toe nou nie so maklik nie. En dis wat Paulus hier sê. God het julle kom bevry aan die kruis. Hy het julle kom bevry om vry te wees, om lief te kan hê, om lewe te kan skep, om 'n verskil te maak. Maar ons laat toe dat ons slawe word. Slawe van wat? Wat sê Paulus? Waarvan word ons slawe? Van ons sondige aard, van ons sondige geaardheid. Jy kan Egipte uit hulle uitkry, uit Egipte uit bevry, maar jy kan Egipte nie uit hulle uitkry nie. Die sondige geaardheid. Jesus het ons daarvan gered. Maar
dit wil nog steeds oor ons heers. My eie sondige geaardheid. My sondige geaardheid waar dit oor my en my gaan. Waar ek die middelpunt is. God bevry my van myself, sodat ek op hom en op ander gerig kan wees. Sodat dit oor hom en ander kan gaan. Maar by my sondige geaardheid gaan dit oor myself. En dan sê Paulus, kyk hoe lyk dit waar jou sondige geaardheid oorneem. Kyk man, haat, nyd, woede, afguns, kwaadpratery. Dit staan daar. Want dis die gevolge. Maar ons het nou net gesê, vryheid is nie so eenvoudig nie. Dis nie so maklik nie. Want jy sien, ons sondige geaardheid teer op ons emosies, dit teer op ons denke. Ek kan vanoggend opstaan en sê, ek gaan 'n leweskepper wees. Ek gaan lewe bring. Maar as ek seer in my ronddra, nee. Seer as gevolg van wat iemand vir my gesê het. Dan is dit net so. Dan het dit effek op my lewe. My emosies het 'n effek op my wil en my emosies het 'n effek op my denke. Wat ek nodig het, broers en susters, wat ek nodig het, is dat die Gees in my lewe inkom en my moet lei. Wat hy my denke moet vernuwe. En van die kommentare skryf, dat die belangrikste vrug van die Gees is vrede. Want as jy nie vrede met jouself het nie, as jy nie vrede in jou binnekant het nie, dan kan jy nie liefde leef nie. Vrede kom as ek bewus is van wat hier binne in my aangaan. As ek met dit wat hier binne in my aangaan luister na dit wat die Gees van my sê, en dat ek ook steun op die Gees se krag om anders te lewe. Kom ons gaan terug na my dag wat so goed begin het. So het hierdie gevoel van, dis 'n voorreg om te lewe. Ek is so dankbaar vir die lewe. En dan kom ek by die werk, en dan hoor ek die ander ouens het lekker saam gekuier gisterand. Lekker gebraai. En skielik is daai emosie by my van verwerping. Dan kom dit daar van my skool daar af. Skielik klim daai emosie uit die kas uit. En ek dink julle klomp boggers. Julle dink julle is beter as ek nie. Skielik is ek nie meer op 'n goeie plek nie. Vrede, broers en susters, vrede is as ek na myself kan kyk en hier binne kan sien wat hier binne aangaan en dan luister na die influistering van die Heilige Gees. Wat hy vir my sê is, jy's nie niks nie. Jy is iemand spesiaal, jy's God se kind. Jy's God se kind, jy's die Skepper se kind. Jy's die een wat die Skepper moet uitleef. Jy's die ene wat die Skepper moet sigbaar maak. Jy is die ene wat moet gaan skep. Die Gees werk vir vrede. Hy werk vir liefde. Hy werk sodat Galasiërs 5 jy kan word.
dan maak jy staat op die Heilige Gees se krag. Met die realiteit van hierdie stukkie seer maak jy staat op sy krag om liefde te gaan leef, om nederig te kan gaan wees, om selfbeheersing toe te pas. Iemand het op 'n dag het iemand daar by een van die groot teoloë aangekom en toe sien hy daar bo die boom. En hy vra vir hom nou, maar wat maak jy daar in die boom? Hy sê dis die lewe. Ek klim en ek val. Ek klim en ek val. Ek kry dinge reg en ek maak foute. Soms is ek daar bo, soms is ek daar onder. Soms skep ek lewe, soms bring ek dood. Maar dit is 'n proses van groei, waar ek al hoe meer en meer die Skepper sigbaar maak. Waar ek meer en meer hierdie liefdevolle God sigbaar maak in die lewe van elke dag. Amen. Here, U is die Almagtige. U kan doen wat U wil. U is die Skepper, die een wat in liefde geskep het. U is die een wat in liefde my gevorm het. Daar in my moeder se skoot. Here, U gee vir my die lewe. Here, ons prys U, ons loof U, ons besing U naam. Ons besing U grootheid. Ons besing die grootheid van U werke. Die grootheid van U liefde. Here, dat U my so lief het. Dat U my nie net geskep het nie, maar ook my kom bevry het deur U Seun. En dan kom bly U deur U Gees in my, Here. Dankie daarvoor, Vader. Here, help ons, waar ons so maklik toelaat, dat dinge in ons inkruip, en ons vashou, ons gevange hou. Here, help ons daar waar ons die geneigtheid het, dat hierdie sondige geaardheid van ons opmors, dat dit ons emosies misbruik, dat dit ons denke verniel. Here, leer ons, Here, lei ons, help ons om meer sensitief te wees vir wat hier in ons binnekant aangaan. Here, leer ons, lei ons, gee ons krag om U meer te leef in die wêreld daar buite. Here, leer ons, help ons om te kan skep met liefde. Here, dan bid ons ook vir die wêreld om ons. 'n Wêreld wat daar soveel seer is. Ons bid vir uitkoms, Here. Ons bid vir hierdie wêreld wat sug, wat smag na uitkoms. Ons bid vir die nood om ons. Ons smeek dit in Jesus naam. Amen. Ek glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, en
terwyl hulle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode. En wat opgevaar het na die hemel. En sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader. Van waar hy sal kom om te oordeel. Die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo aan die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges. Die vergifnis van sondes. Om te vrees. En 'n ewige lewe. Amen. Amen. Amen.
Die Here is voor julle, om die pad vir julle gelyk te maak. Die Here is langs julle, om julle in sy arms toe te vou. Die Here is agter julle om die aanvalle van die vyand af te slaan. Die Here is onder julle, om julle te dra as julle mag val. Die Here is rondom julle, om julle te beskerm. Die Here is bokant julle, om julle te seën. Die Here is binne julle, om julle te lei na sy wil. So seën die drie-enige God julle, van nou af tot in ewigheid. Amen. Dankie dat jy saam geluister het. Ons sal vir die volgende paar Sondae voortgaan met ons aanlyn dienste. En ons weet, ons sal almal graag weer by mekaar kom. Daarom kyk ons na maniere hoe ons dalk in die toekoms weer by die kerkdienste kan hou, maar ons sal u op hoogte hou. En dan weer eens die uitnodiging, as daar nood is by jou, skakel asseblief. Mag jy 'n geseënde week hê. Gaan in vrede.